Môre, dis Vrydag die 19de Desember en ek hoop regtig die Here ontmoet jou nou sommer hier waar jy sit. Vandag is ons in Genesis 22 en dit is belangrik om te sê, ons behandel net verse 10 tot 14. Dis die oomblik waar alles op een asem hang. Die toets is op sy skerpste punt en net hier leer ons wie God werklik is. Kom ons gaan staan by Abraham, die berg is stil, Isak is gebind. En die skrif sê in vers 10, toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Dit is die laaste oomblik. Daar is geen plan B nie, net gehoorsaamheid. En dan gebeur iets wat net God kan doen in vers 11. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. Wanneer God 'n naam 2 keer roep, is dit nie om te straf nie. Dis om te red. En dan luister na vers 12. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. God keer die hand. Hy laat dit tot die laaste sekonde kom, sodat dit duidelik is, redding kom van hom af. Dan sê die Bybel in vers 13, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteen sy ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in plek van sy seun geoffer. Hoor daardie woorde stadig, in die plek van sy seun. Die ram was daar, agter hom. God se voorsiening was aan die gang, lank voordat Abraham dit kon sien. En dan laastens, lees ons in vers 14. En Abraham het die naam van daardie plek genoem, die Here sal voorsien. Daarom sê 'n mens vandag nog, op die berg van die Here sal voorsien word. Nie in die vallei nie, nie nadat alles verby is nie, op die berg. Hier begin ons iets groter raak sien, want ons breekplek is sonde. Soos die eerste Adam het ons God nie eers gehou nie, en die breuk het gekop. Maar God het nie daar opgehou nie. Genesis 22 wys vooruit. Waar Isak gespaar word, sou God eendag nie sy eie seun spaar nie. Waar 'n ram in die plek sterf, sou Jesus in ons plek sterf. Op Moria is die mes gekeer. By die kruis is dit nie, sodat ons kan lewe. Miskien is jy vandag ook op 'n berg. Jy verstaan nie alles nie. Jy weet net, ek het niks meer nie. Dan is jou klein gebed vandag eenvoudig. Here, U sien, U sal voorsien. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U naam is heilig. U is die Here wat voorsien en sien. Die God wat praat wanneer alles stil raak. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos dit op die berg Moria was, net so ook in ons lewens vandag. Help ons om U wil te vertrou, selfs wanneer ons dit nie verstaan nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood en gee vir ons vandag die genade vir die volgende tree van gehoorsaamheid. Wanneer ons op die berg staan en nie weet hoe nie, wees U ons voorsiening. Vergewe ons sondes, waar ons U nie eers gehou het nie, waar ons soos die eerste Adam gekies het om ons eie pad te loop. Dankie Jesus, dankie dat U die tweede Adam is, wat in ons plek gehoorsaam was en vir ons gesterf het. Lei ons vandag nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, van vrees, van beheer en van ongeloof, wat ons harte wil bind. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom vandag. God het reeds voorsien, en as jy hom ken, bly naby aan hom. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.